ons is so 2 weke in dit wat ons in die huis bly. En hier bel die verkoper my en hy sê vir my dat hy het 'n bietjie gedink oor die saak. En hy voel net dat hy wil nie vir ons okkupasie hier vra nie. Ons kan van hier af bly tot die verband registreer. En hy het ook gevoel dat hy sal vir ons die oordragkoste betaal. Toe hy dit vir my noem, is dit die eerste keer wat daai my tref, dat ek besef, maar daar's oordragkoste. En ek sien net die grootheid van die Here in hierdie. So kom ek deel 'n bietjie met julle, bietjie meer van die agtergrond oor waar die finansiële vryheid kursus hoe hy ontstaan het. En wat is die getuienisse, wat is die beginsels wat jy die kursus ook sal leer wat ek in my eie lewe toegepas het. En ek dink nou aan een spesifieke tyd toe die Here hierdie beginsels my begin in my skoot lê, in my hart lê. En ek het begin neerskryf en op mediteer. Dit was so net so voor Desember gewees, seker so 23 jaar gelede. Sit ons oor daai Desember en ek sit in die woord en daar kom in daai maand het ek ook my kar verloor. Ek gee hom terug vir die bank. En maar daar kom so R3000 deur vir ons. En ek sê wel, ek moet op die beginsels van die woord staan nou en glo dat ek maak die woord en hier's nou een van daai beginsels, daai golden nuggets wat jy met vandag moet hoor nou. En dit is dat ek weet ek moet hierdie vat en die woord die finale autoriteit in my lewe nou maak. Baie mense wil gaan vra, wat beteken dit, Steven? Met ander woorde, wanneer die woord iets sê, maak jy dit die finale autoriteit. Nie wat jou gedagtes vir jou sê, jou denke vir jou sê of iemand anders vir jou sê of wat weet die seisoene of situasie wat ook al in jou lewe vir jou sê nie. Jy maak die woord die finale autoriteit in jou lewe. En dit was gewees, ons vat daai R3000 toe en my dogtertjie wel sy's nou al 'n ma van 3, maar op daai stadium kom Samantha en sy wil 'n pop gehad het en ek onthou daai pop op daai stadium was baie duur gewees. En ons het geleer ons moet nie vir haar sê ons het nie geld nie. Dis 'n beginsel. Dis ook nog 'n golden nugget. Nooit dit verklaar as jy het nie geld nie. En ons vat toe daai geld, sy kom sy wil die poppie hê, maar toe die geld ons toe kom, het 'n persoon dit net, niemand het geweet van ons situasie nie. Ek stel nie al die detail nou wat dit betref nie, maar die persoon kom en sê, die Here het vir my gesê, ek wil vir julle sê, jy moet vir jou dogtertjie koop wat sy wil hê vir Kersfees. En dit doen ons toe. Ons vat dit, ons vat ons 10de, ons gee 10de daar uit, ons koop vir ons dogtertjie daai pop, en die res van die geld, wat ons so baie dinge, ek kon 'n paaiement op my kar gemaak het, en my kar gehou het. En ek besef toe ek staan voor daai keuse, gaan ek my kar behou, en nie weet wat ek nou volgende maand weer gaan doen nie, en weer waar gaan ek geld kry nie. Besluit ek toe, dat ons met hierdie proses van koninkryksbeginsels nou begin aktiveer, en die woord die finale autoriteit maak. En ons vat toe daai geld, en ons koop toe kospakkies, die res, dit was oor die R2000 gewees, amper R3000. Vat ons toe, ons koop kospakkies en ons gee dit toe vir behoeftiges, vir mense wat in 'n nedersetting gebly het. Ons gee dit toe vir hulle daar oor daai Desember. So ons het saad gesaai, vorentoe gesaai en ons het ook in mense se behoeftes ingesaai. Want Jesus sê as jy vir die armes sorg, dan gee jy asof vir my. So dis een van die beginsels wat ons begin toepas het. En van daai dag af 2 jaar, plus minus 2 jaar later. Ons het intussen ons huis verkoop. Ons moes hom verkoop. Ons kon hom nie bekostig nie. Van die verband daai tyd was maar R280,000. Wat kry jy vir dag? Jy kry nie 'n kar vir daai prys nie, maar ek onthou die paaiement op daai bedrag was R3000 'n maand gewees, R2800 'n maand gewees. En ons huur 'n huis in Pretoria. En die Here sê, ek sit eendag en ek lees die woord en die Here sê vir my, gaan koop vir jou vrou 'n huis nou. En ek weet ek kan nie nou 'n huis koop in die natuurlike omstandighede nie. Want ons moet uit skuld uitkom na finansiële vryheid toe. En wat beteken finansiële vryheid? Finansiële vryheid beteken om totaal en al vry te wees van die gees van hierdie wêreld, mammon. En op enige gegewe plek, enige gegewe tyd, kan jy 'n seën vir ander mense wees.
Dit is finansiële vryheid. Wanneer jy wil gee, wanneer jy wil help, wanneer jy vir jou kinders wil gee. En 'n ander mooi eienskap vir my oor finansiële vryheid is, jy het keuses. Jy het keuses waar jy jou kinders in skole wil sê. Ons praat nou niks van hebsug nie. Ons praat nie net van persoonlike begeertes, ons praat van wat God se wil is vir jou. En God wil hê dat jy die beste vir jou gesin kan gee, vakansie kan vat, klere vir hulle kan koop, opvoeding kan gee. Jy het keuses in die lewe waar jy wil bly. Ensovoorts. So hier sê die Here vir my, gaan koop nou vir jou vrou 'n huis. En ek gaan toe en ek weet daar's beginsels wat ek moet toepas en ek het heel eers my saad tot dit toe gesaai weer eens. Nou baie mense sê dan, maar Steven, moet jy dan moet jy God probeer omkoop met geld? Nee, dit is nie. Dis 'n beginsel, want in Genesis 8 sê hy van nou tot in ewigheid sal die saai en my beginsel nooit ophou nie. En dan sê hy vir ons in Galasiërs, God sê dat God laat hom nie bespot nie, want net wat mense saai, dis wat hy ook sal maai. So ek begin kyk, maar ek gaan na die agente toe en ek sê vir hulle, en eerste ding wat hulle vir jou vra is, jy weet, is, wat is jou begroting? Ek sê, ek kyk nie na begroting nie, ek kyk wat ek wil hê. Ek moet in my gees hoor, so dit kom by nog 'n nugget wat ek met julle wil deel. Jy moet verhouding met die Here hê. Wat het die Here vir my gesê? Aangaande hierdie, ek kon nou gegaan het en ek kan vir 10 miljoen rand sy huis gaan soek, want ek seker nie begroting nie. Nee, ek moet hoor wat sê die gees van die Here vir my, maar ek kan nie as gevolg van 'n mindset, soos die Engels sê, 'n siening van 'n gees van armoede of van tekortkoming, want ek het beweeg na finansiële vryheid. En hierso is waar die grootste vryheid is. Hier is waar die grootste binding ook is. Dis hierso in ons denke waar ons beperk is. En aangaande hoe ons God se beginsel sien in die lewe. So ek sê vir hulle nee, wanneer ek weet is die regte huis, dan sal ek weet is die huis. Gaan wys my en ek sê vir hulle wat is my behoefte, wat ek wil hê. En ons kom by die huis wat die agent vir my wys. En ek weet toe, hierdie is ons huis. En ek maak 'n afspraakie aan saam met my vrou en my dogter, en ons gaan kyk na die huis, en draai aan die auto baie van die huis. En ek gaan staan so, net so bietjie weg van die huis af, so in die oprit, en die huis is in daai stadium, was hy reeds al oor die 3 miljoen, dit is in 2002 dink ek, ja, 2002, was hy oor die 2 miljoen rand voor in die mark gewees. Maar ek weet, hierdie is ons droomhuis, dis wat die Here vir my sê, en ek vra vir die Here daar, ek sê, Here, wat is dit, die huis wat jy vir ons wil hê? En die Here sê, ja. Maar, jy moet verstaan hierso, hier is weer 'n beginsel wat ek met jou deel, dat Jesus het vir sy disippels gesê, waarom het julle nie geloof nie? So, dit hang nie van die Here af of hy die huis my gaan gee nie. Ek moet net sy wil in dit soek, maar dit hang van my geloof af, dit hang van jou geloof af. So ek moet weet dat ek het genoeg geloof in deposit in my, dat ek kan weet, my vertroue, my verhouding met God, en wat sy woord vir my wil hê, wat hy vir my sê, dat dit is wat die Here vir my wil hê. Maar die Here sê vir my, ja, dit is die huis, maar dis nie die prys nie. Ek sê, Here, wat sê die prys? Hulle toe van oor die 2 miljoen het die verkopers toe afgekom na 1,7 miljoen of 1,8, ek kan nie onthou nie. En die Here sê vir my, maak 'n offer van 1,3 miljoen. Dit is baie min. Dit is, ek wil net van 1,7 na 1,3 toe is alweer 'n nuwe huis eintlik op daai stadium gewees. Is nog 'n ander huis. En ons gaan huis toe, is die aand gewees en die agent kom en sy sê vir my, die verkoper het die aanbod aanvaar. Kan ek gaan oorkom en dat ons die OTP teken? En ek sê, weet, die formaliteit met al die dokumente kry, so ek skrik so groot, wat ek besef, dis wat die tech irriteerd het, now we have to produce the goods. Ek sê van nee, maar nie nou kom môreoggend, ek is te veel in skok, en dis die ding wat ek geleer het, ek nie meer met sê nie, en dit is wat ons so gereeld sê, is dat ek kan dit nie glo nie. Nee, God het my geloof nodig, ek kan nie kom en sê, ek kan dit nie glo nie. So, die volgende oggend kom sy, en sy sê vir my, al wat ek vir jou, ek bel het toe, ek sê vir jy kan kom, maar alles wat jy vir my gaan vra, kan ek nie vir jou gee nie. Sy sê nie eens reg, sy kom toe, sy kom by die huis, ek sê vir haar, onthou wat jy vir my gesê het, alles wat jy nou vir my gaan vra, kan ek nie vir jou gee nie. Sy sê, nee, dis heeltemal reg, al wat ek vir jou nodig is, jou salarisstrokie, jou bankstate, en jou ID-boek. Ek sê, ek kan net vir jou 1 uit die 3 uitgee, en dis my ID-boek. Ek het nie meer bankstate nie, vir my eie nie, en ek het nie vir jou salarisstrokie nie. Sy sê nou, hoe wil julle nu die huis koop? Ek sê, die Here sê kan 'n huis kry. Sy sê wel, kom ons doen aansoek vir 'n lening, en ek gaan nou 'n bietjie vinnig deur hierdie hardloop, maar die bank keer daai lening goed. Bo natuurlik.
Wanneer God in 'n ding is, dan doen hy dinge. En ek het baie sulke getuienis. Ek bring net 'n bietjie die een, maar as beginsels in hierdie getuienis, dat ek gaan nie oor die getuienis nie, hoor die beginsels in die getuienis wat die Here my geleer het oor hierdie jare. Ons die verkoper sê toe, hy wil net hê dat ons moet onmiddellik in die huis intrek, want hulle het al reeds vir 'n ander huis gebou en hulle wil na huis intrek. Hulle wil nie hê die huis moet leeg staan nie. Ons sê nee, dis great. Ons trek in die huis in. Ons is so opgewonde om in te trek. Ons is so opgewonde wat die Here hier vir ons doen. Dis ons droomhuis. En ons dat ek nie eens dink dit mag nou as onverantwoordelik klink, maar dit is net hoe naïef ons was en net in die Here geglo het. En ek het nie eens gedink aan okkupasie hier nie. Ek het nie eens gedink aan, en hier is die groot ene, die oordragskoste nie. Ek dink die oordragskoste toe op daai stadium was toe so R170,000 gewees. Daai geld het ons nie aan ons gehad op daai stadium nie. En ons is so 2 weke in dit wat ons in die huis bly. En hier bel die verkoper my en hy sê vir my dat hy het 'n bietjie gedink oor die saak. En hy voel net dat hy wil nie vir ons okkupasie hier vra nie. Ons kan van hier af bly tot die verband registreer. En hy het ook gevoel dat hy sal vir ons die oordragkoste betaal. Toe hy dit vir my noem, is dit die eerste keer wat daai my tref, dat ek besef, maar daar's oordragkoste. En ek sien net die grootheid van die Here in hierdie. Maar nou wil ek julle terugvat na hoe belangrik hierdie 'n hele proses soos hierdie is. Dis nie net van in die naam van Jesus, maar daar's nie autoriteit nie in die naam van Jesus wat jy uitspreek nie. Dis nie net 'n ding van wel nou het ek my saad gesaai en nou moet die Here sy kant doen nie. Daar moet geloof agter dit wees, daar moet vertroue agter dit wees, daar moet dankbaarheid wees en daar moet 'n absolute geloofverhouding met God wees in al hierdie. Is nie goeters wat is nie gimmicks wat ons doen nie. Baie mense het hierdie al oor die jare as gimmicks probeer. En as die skrif in Hebreërs sê, toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, sê toe hulle dit probeer het in geloof, toe kon hulle dit nie reg kry nie. En die skrywer sê, dat hulle kon nie die woord met geloof meng nie. Dis wat ons moet doen. So ons het pas in die huis ingetrek, en ons het net so voor Desember maand gewees, wel net so voor Kersdag gewees, en ek onthou dat my skoolsessie het ons nog kom, dat ons na my skoonma toe pad is. Dit was ou Kersdag gewees. En op daai ou Kersdag bel die prokureurs my en hulle sê vir my dat die bank het onttrek. Hulle gaan nie meer die lening vir jou goedkeur nie. En ek sê maar op grond van wat? Hoe kan dit wees? Hulle sê hulle weet nie, die bank wil nie vir hulle sê nie, maar so die deal is uit, is af. Op daai punt kom my skoonsissiere daaraan, ons vertel die ding, en hier's die ander beginsel wat ek nou met julle wil deel. Want dis waar jy moet kyk met wie jy assosieer, wanneer jy in geloof staan. Want baie mense kan, soos met die 12 spioene, kan 10 spioene kom en sê, ons kan dit net doen nie, en dit is net so, en ons lyk so in hulle oë, en dit is verskriklik, en dit is onmoontlik, en jy moet verstaan, en jy moet realisties wees, maar 2 het gesê, ons kan dit sekerlik oorweldig. En daar is altyd in die minderheid, so hierso is geloofsmense saam met ons, en ons sê, kom ons bid saam met ons, dis die situasie, en hier is die sleutel nou, die krag van ooreenstemming. Die krag van ooreenstemming. Want die Bybel sê, wat 2 of 3 saam staan oor enige saak, so sal dit wees vir hulle. So ons kom en sê, dit is die situasie, dit wat die bank nou gesê het, stem saam met ons. Ons is weg na my skoonouers toe, ons kom toe terug die dag na Kersfees, die 26ste kom ons terug, daai 27ste klim ek in my kar, ek ry net bietjie uit op die snelweg, praat met die Here, ek sê, Here, wat is dit? Kom terug by ons nuwe huis, daar in 'n pragtige mooi onthaal area, buitekant, waar ek net gaan sit en met die Here praat, en ek sê, Here, geef my wysheid, want ek weet, dit is nie geloof of iets nie, wat het hier gebeur, dat hierdie transaksie nou nie deurgaan nie. En ek hoor die Here vir my sê, jy moet terugtrek wat jy gesê het. Krag, dood en lewe is in die mag van die tong. Ek moet saam met die woord van God ooreenstem. Ek kan nie met my gevoelens of omstandighede of enige negatiewe of teenstrydige ding wat die woord sê, die finale autoriteit, mee ooreenstemming. En die Here sê, jy moet terugtrek wat jy gesê het. En ek vra vir die Here, wat het ek gesê? En hy wys my uit, dat toe ons in die huis ingetrek het, het ek om die erf geloop, om die huis geloop, telke male en gebid en gesê, dat hierdie huis sal nie aan die bank behoort nie. Want ek het gestaan vir skuldvryheid, dis die regte ding om te doen. Dis wat ek kan glo, en ek wil nie eintlik 'n lening hê nie, ek staan vir skuldvryheid. En die Here sê vir my, jou geloof is nog nie daar, dat jy die bedrag nou kan kry, om die huis te koop nie.
Jy gaan dit nog deur die bank moet doen, maar jy gaan dit vinniger afbetaal. So trek daai woorde terug, wat jy gesê dat hierdie huis behoort nie die bank nie. So klein ding, so fyn. En ek doen dit onmiddellik. Toe ek het doen daar in die waar ek gesit het, in die onthaalarea, stap ek op en ek loop na my dogter se kamer toe. Ons dogter se kamer is op die boonste vloer en hy het nogal mooi uitgekyk oor Pretoria, teen die hoogte. En ek kyk so uit oor die stad, en terwyl ek al so staan en kyk, dit is mense, dit is nie eers 'n uur later nie. Toe bel die prokureurs en hulle sê, ons bel jy, dis die 27ste nou. 24ste gebel en sê die bank het onttrek. Die 27ste bel hulle my en hulle sê, die bank het hulle net laat weet en gesê, hulle is nog op. Hulle sal 'n verband gee. Daar het ek gesien hoe kragtig hierdie is. En is goedgekeur en ons kon in ons huis bly, en ons het baie lekker gebly daarso. Maar hier is die sleutel met hierdie dinge. Is dat wat ons glo, moet ons mond mee ooreenstem. En jy moet dit ooreenkomstig praat. En ek wil vandag vir jou sê, dis die beginsels, klein nuggets, waarhede wat ek met jou gedeel het in hierdie getuienis. So dis nie net alleenlik die getuienis wat krag dra nie, dis die beginsels wat ek hiermee gedeel het in hierdie hele getuienis, wat ek tot vandag toe nog, ek en my vrou en my kinders, in die woord toepas. En konsekwent, en weet, dit is die woord van God, en dit is wat ons spreek, en dis wat ons glo. Ek hoop, dit help jou. Onthou, alles hierdie in die finansiële vryheid kursus. Bless you.